as deep cries, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. As deep cries out to as deep cries out to thee, as deep cries out to thee, we sing, come. All who resist, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to thee. Come on, sing some. Holy Spirit, Holy Spirit, come. Come on, sing some. Holy Spirit, yes, Holy Spirit, come. And Holy Spirit, come. Yes, Holy Spirit, come. As deep cries out to thee, as deep cries out to thee, we sing, come. Kom ons sluit ons oë, ons sal bid. Here, baie dankie dat U so goed is vir ons. Vanoggend wil ek U eer, Here, vir U woord, wat ons nou oopmaak en uit gaan leer en uit gaan lewe. Dankie Heilige Gees dat U deur my praat vanmôre. Dat ek en elke persoon wat my woorde hoor vanmôre, se lewens verander sal word. Dat ons U sal dien, Here, met volheid. Here, waar ons nou gebid het vir mense, bid ek dat U elkeen sal aan die hand vat, Here. Hulle sal weet, U is in beheer. Here, ons eer U en ons aanbid U. Want U is 'n God wat geen gelyke het nie. Daar is geen ander God nie, Here, behalwe U. En Here, vanoggend wil ons kyk dat U is onveranderlik. Here, die God wat nie verander nie. Dankie vir U woord. Dankie, Here, dat ons dit kan meeleef vanmôre. Seën elkeen in Jesus naam. Amen. Storie Jaapie, nog net een ding. Michael, wil jy nie gou hier kom staan nie? Weet jy, ons praise and worship leader, toe vanoggend toe hy sy skoene wil vasmaak, toe skiet daar weer 'n pyn deur sy rug. Hy het geweldige pyn op hierdie oomblik. Die woord sê wat 2 of 3 oor 'n saak saamstem, sal dit so wees.
Wil jy nie asseblief die hande uitsteek? Kom ons staan net almal, ons steek ons hande uit na hom, Pastor Japie en vir myself. En ons gaan vir hom bid, dat die Here vir hom gaan aanraak, op hierdie oomblik. Ek vertrou net God, op hierdie oomblik. Jesus, dankie vir wat U doen op hierdie oomblik in Jesus naam. Ons bid saam vanmôre vir ons boetie. Hy ly, hy stryd vanmôre, hy het seer, en vyand, ons weer is jy. Juist toe hy moes kerk toe kom. En dankie vir oorwinning nou. Dankie Jesus vir genesing wat vloei en dat U vir hom help in Jesus naam. Ons seën hom, Here. Ons spreek oorwinning oor hom. En ons weet, U wat Jahwe Rafa is, die God wat genees raak, kom nou aan en help vir hom in Jesus naam. En ons eer U Vader. Ons eer U Vader. Dankie Jesus. U kan nie se plek neem, baie dankie. My boodskap vanoggend is God verander nie. Gert, as jy hom so kan opsit, sal ek baie dankbaar wees. God verander nie. Nou ons dien 'n goeie God wat nie verander nie. Elkeen van ons wat hier sit het omstandighede wat elke dag in ons gesig is, in our face. En ons het iets nodig om ons vas te hou en ons deur te help en ons die krag te gee om ons lewe vir God te lewe. Ek probeer altyd bepaal of te besef of God my gebed regtig hoor. Partykeer dan gaan dit wild met my. Die besigheid, die gesin. Michael vanoggend met sy rug wat seer is. U wat met U behoeftes en omstandighede sit vanmôre. Hoor die Here regtig? Is daar regtig iets waarop ons kan staan en vashou as gelowiges? God openbaar homself uit sy woord uit. Ons weet dit almal. God openbaar homself deur sy gees. As dit nie was dat ons die woord van die Here gehad het nie, sou ons nie vanoggend hier gesit het nie. Ons sou nie geweet het wat om te maak nie. Maar dank die Here, ons het sy woord. En ek het 4 karaktertrekke van God wat ek net, daar's baie, wat ek vanoggend net wil aanraak. En die een is, hy is regverdig en heilig. Hy lewe regverdig en heilig en hy moet sonde straf. Maar aan die ander kant is hy liefdevol en hy's genadig. Hy stuur ons 'n redder. Hy gee ons sy woord. God beloof vir ons 'n redder reeds in Genesis 3 vers 15. Hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hagskeen byt. Ons weet dat ons uitverkies is in Christus voor die grondlegging van die wêreld. Efesiërs 1 wat dit sê. Wat maak ons hierdie inligting glo? Wat maak ons dat hierdie goed in ons harte bevestig kan word? 2 dinge, daar's baie seker, maar ek het 2 dinge wat ek uitlig vanmôre. God het sy woord gegee. God het sy woord gegee. Kom ons dink 'n oomblik na. God het sy woord gegee. Dis Johannes 17 vers 14. Wat maak ek as ek my woord gee? Jy kan staat maak op my woord. Ek is maar net 'n mens en ek kan dit mis. Ek kan jou 'n ding beloof en ek kan dit dalk nie doen nie. Maar God gee ons sy woord. En sy woord is die waarheid. En hy heilig ons in hierdie woord, die waarheid. Psalm 119 vers 159 sê, die hele inhoud van die woord is die waarheid. Die hele inhoud. God sweer tweedens by homself, dat hierdie woord en hierdie evangelie die waarheid is. Hy sweer by homself, dat dit die waarheid is. Hebreërs 6:17 sê, daarom het God, omdat hy nog kragtiger
aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Sodat ons deur twee onverganklike dinge, sy eed en sy belofte, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om aan die hoop vas te hou aan die hoop wat voor lê. As ons hierdie twee feite verstaan vandag, God gee ons sy woord is die waarheid, hy het gesweer by sy woord. Dan kan ons aangaan vandag. Numeri 23 vers 19. Luister hierdie awesome skrif. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Waar is my en jou geloof? Is ons geloof in hierdie God, wat geen mens is nie, maar die ewige, almagtige, onveranderlike, heilige God? Dit het tyd geword in ons lewens om op hierdie God te fokus. In ons omstandighede, wat ook al gebeur. Ons moet fokus op hom. As ons kan verstaan en glo wie God werklik is, sal ons op 'n hoër geestelike vlak kan begin lewe. Ons sal volwasse raak in geloof. Ons sal nie meer ons wip vir enige ou dingetjie nie. Ons sal staan en weet wanneer kom dit van die duiwel af. Ons sal verstaan dat ons 'n vyand het. En ons sal teen hierdie vyand staan. God is regverdig en heilig. Is regverdig en heilig. Maar hy is ook liefde en genadig. Dis wie hy is. God het reeds Jesus gestraf vir ons sondes. So sy belofte het reeds uitgekom. Dit het reeds gebeur. Ek haal baie keer hierdie skrifgie aan, Matteus 7 vers 11. Is een van my geskrifte wat my motiveer. Hy sê, as julle wat sleg is, hy praat van my en van u, weet om goeie gawes aan jou kinders te gee. Is hier vanoggend iemand wat nie weet om goed te doen aan sy kinders nie? Dan gaan ons stop en eers vir jou kom bid. Is ernstig. Hier is nie een vanoggend wat hier sit of luister en kyk, wat nie weet om goed te doen aan sy kinders nie. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal Vader in die hemel goeie dinge gee aan die wat hom bid? Hoeveel te meer? Ek weet hoe lief ek my kinders het en my kleinkinders het en hoeveel ek vir hulle doen. Hoeveel te meer doen God dit nie vir my nie? En vir hulle nie? En vir u nie? Jesus sê dat ons aardse ouers weet om goed te doen, maar hy veel meer doen goed aan ons. Jakobus 1 vers 17. Luister hierdie skrifgie. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk daal van bo af neer. Elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkeer is nie. Fokus dit vanoggend in jou, settle dit in jou gedagtes, God verander nie. Daar is geen skade weer, of geen moontlikheid, dat hy sal verander nie. Hy bly dieselfde. Hy bly dieselfde. As ons hierdie twee dinge neem, die Hemelse Vader weet hoeveel meer hy vir ons gee as wat ons as swakaardse ouers vir ons kinders gee. En dat God goeie gawes aan sy kinders gee. Dan kan ons die gevolgtrekking maak dat dit God se wil is om goeie dinge vir ons te gee en dat dit met ons sal goed gaan. Ja, daar kom aanvalle. Daar kom oorlog. Daar is 'n oorlog. Jy en ek is in 'n oorlog. Ons is in 'n geestelike stryd. Want die duiwel wil nie ons los nie.
Hy wil ons doodmaak. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom te steel, te slag en te verwoes. Jy moet vanoggend weet, hy wil jou doodmaak. Hy wil jou siek maak. Hy wil jou geld wegvat. Hy wil jy moet in armoede lewe. Maar God in Christus gee lewe in oorvloed. Lewe in oorvloed. Nou kom die vraag, as God vir ons lewe in oorvloed gee, hoekom is ons bly ons baie keer siek? Hoekom het ons nie geld nie? Hoekom sukkel ons met verhoudings, en verhuwelike, en gesinne, in jou werk, in die kerk? Hoekom? Ek het nie 'n werk nie. Hoekom het ek nie 'n werk nie? Kan ek bid vir 'n werk? Ja, jy kan. So die woord sê, as ek bid volgens God se wil, dan sal hy vir my gee wat ek nodig het. En ek weet daar's ouens wat dalk nie vanoggend 'n werk het nie. As jy wil werk, dan bid ons vanoggend vir jou vir 'n werk. Maar as jy nie wil werk nie, moet jy ook nie eet nie, sê die Bybel. En ek weet vanmôre, daar's elkeen wat hier sit, wil graag werk. En ons vertrou die Here in hierdie ekonomiese toestand, in ons toestand waar ons land is, dat daar werk sal wees, vir elkeen van julle. God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, Efesiërs 1:3. Alle geestelike seëninge in Christus in die hemele. Alle geestelike seëninge. Kom ons kyk 'n bietjie. Hy red ons en ons word wedergebore uit die onverganklike saad van God se woord, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek het hierdie spesifieke woorde seker al 1000 keer in hierdie gemeente gesê. Ons word wedergebore uit die onverganklike saad van God se woord, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dis wat jy is. Jy is 'n wedergebore kind van God. Verder stuur hy sy Gees om in ons te woon, om ons harte en ons gees te verseël, totdat hy kom. Dis die werk van die Heilige Gees. Ons is regverdig verklaar voor God in Christus. Ek en jy is die geregtigheid van God in Christus. Ons staan reg voor God, asof ons nog nooit sonde gedoen het nie. Hoekom? Want hy het 'n verlosser gestuur, sy naam is Jesus Christus, ons Here Jesus Christus. Beteken dit dan dat hy nie bekommerd is oor ons fisiese behoeftes nie? Daar's ouens wat sê, die Ou Testament het God vir die behoeftes van mense gesorg. Hulle skoene het byvoorbeeld nie deurgeloop in daai 40 jaar in die woestyn nie. Hy het vir hulle voorsien met manna en kwartels. Hy het water uit 'n rots uit laat kom. Hulle was nie siek nie. Dit is als dinge wat die Ou Testament vir ons sê. Maar die Here het deur Moses spesifiek gesê, as jy luister na die woord van die Here en gehoorsaam is aan die woord van die Here, sal ek die volgende seëninge vir jou gee. Gaan lees gerus Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Dan lys hy die seëninge van die wet. Hy lys die seëninge van die wet. Beteken dit dan in die Nuwe Testament, die nuwe verbond, dat God nie vir ons sorg fisies nie? Dat hy net geestelike seëninge vir ons gee nie? Nee. Die Nuwe Testament is beter as die Ou Testament. Dit beteken hy gee ons geestelike seëninge en ook sorg hy vir ons. Fisies, genesing, kos, klere, verblyf. Hy sorg vir ons. Hy is die God wat vir ons sorg. Hy het gesweer dat hierdie evangelie die waarheid is. By homself, God, wat ewig is, sweer by homself dat dit wat hy sê in sy woord die waarheid is. Wie is ek en jy om te stry daarmee? Wie is ek en jy om te twyfel aan dit wat hy sê in sy woord?
2 Korintiërs 1 vers 20. Hoeveel beloftes van God daar mag wees? Hoeveel beloftes daar ook al is? In Christus is hulle ja, en in Christus is hulle amen. Tot heerlikheid van God, deur ons. God word verheerlik as ons lewe lewe in geloof. En ons vat sy beloftes vir onsself, en hy beloftes kom waar in ons lewens. Ons kan God net met geloof behaag. Hebreërs 11 vers 6. Ons kan hom net deur geloof behaag. Wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Ons lees die volgende oor die verbond wat God met die mens gemaak het. Hebreërs 8 vers 6. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is, van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gevestig is. Ek lees weer. Nou het ons 'n voortreffelike bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Want, gaan hy aan, as die eerste verbond onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede verbond gesoek word nie. Die verbond van die wet, wat God vir Moses gegee het in die Ou Testament, het Christus vervul op die kruis. En God gee vir ons 'n nuwe verbond, verbond van genade. Verbond van genade. Hierdie is 'n nuwe verbond, wat op beter beloftes gegrond is. 'n beter verbond, wat op beter beloftes gegrond is. Onthou altyd, nie God, Vader, of Jesus die Seun, of die Heilige Gees, of God se woord kan enigstens verander nie. Dis soos die son gaan eendag vergaan, maar op die oomblik, elke oggend kan ons seker wees die son skyn. Vanoggend was dit mistig. Ek hou daarvan as dit so 'n bietjie mistig is. Nie as ek ry op die pad nie, maar as ek net so is. Die son sal weer skyn. Nou hoeveel te meer sal God nie verander nie. As ons kan staat maak op die son, wat môre weer sal skyn, hoeveel kan ons nie meer staat maak op die Here Jesus Christus nie? Kom ons kyk, die hele Bybel is awesome, maar hierdie is my 2 awesome skrifte. Jy kan hom opsit, Almarie. Psalm 89 vers 34, ek het die 33 vertaling en die 83 vertaling onder mekaar gesit, ek hoop jy kan sien daar agter. Ek lees hom vir jou. Die Here sê, ek sal my verbond nie ontheilig nie. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Dit wat hy gesê het, sal hy nie verander nie. Hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Die nuwe vertaling sê, die 83 vertaling sê, ek sal my verbond nie versaak nie. En nie een van my beloftes terugtrek nie. Hoe awesome is dit? Julle sê nie eens amen nie. Het hierdie ding jou vasgevang vanmôre, dat God nie verander nie. Sy verbond verander nie. Sy beloftes sal hy nie terugtrek nie. As hy in sy woord 'n ding sê, kan ek en jy op staat maak daarop. Jesus het ons vrygemaak van die vloek van die wet. Galasiërs 3 vers 13. Hy het ons vrygemaak van die vloek van die wet. Gaan lees gerus Deuteronomium 28, vers 1 tot 14 is al die seëninge van die wet, en van vers 15 en verder aan is al die vloeke van die wet.
Jesus het ons vrygemaak van die vloek van die wet. Hy het vir ons net 'n seun gegee. Hy is die seun en die seun van God. Kom ons vat saam tot wat ek tot nou toe gesê het. God sweer by homself dat die woord die waarheid is. Hy sweer by homself dat die evangelie van Jesus Christus die waarheid is. God gee goeie en gawes aan sy kinders. Baie meer as wat ek en jy as ouers aan ons kinders kan gee. Elke belofte van God word in Christus die waarheid. Dit verheerlik God deur ons. En die nuwe verbond of die nuwe testament wat God gegee het, sal hy nie verander nie. Sal nie verander nie. As jy vir my sou werk, en ek sê, ek gee my woord aan die einde van die maand, as jy hierdie volgende werk doen, hierdie volgende goedjies doen, aan die einde van die maand betaal ek jou X. Gaan jy my kan glo? Want jy sal my moet glo. Anders gaan jy die hele maand werk en aan die einde van die maand gaan ek vir jou sê, sorry, ek het niks om te betaal nie. Jy gaan mos my integriteit in ag neem en weet, maar hierdie man het beloof, as ek vir hom werk, sal ek hom betaal. God beloof ons, dat as ons vir hom lewe, hy vir ons sal voorsien, hy vir ons sal lief bly. Hy verander nie. Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister, vandag dieselfde, tot in ewigheid. Hy is dieselfde. Die sonde wat hy voorgesterf het 2000 jaar terug, en wat ons vandag doen, en wat ons nog gaan doen, is deur hom verlos. Dis deur hom vergewe. Ons staan voor God regverdig, heilig. God tree met ons op die volgende van sy wil. Hy gee ons sy wil. Die Heilige Gees tree vir ons in volgens sy wil. Jy gaan lees in Romeine 8, vers 6 en 27. Hy tree vir ons in. Hoekom tree hy vir ons in? Sodat ek en jy gelykvormig kan word aan Jesus Christus, die Seun van God. Ek en jy moet word soos Jesus. Johannes die Doper sê, op 'n stadium vra hulle hom nou, wie is jy en wie is Jesus? Dan sê Johannes vir hulle, ek moet minder word, maar hy moet meer word. Ek, Jaapie Roos, moet minder word, en Christus moet meer word in my. Ek moet lewe, jy moet Christus kan sien. En dan 'n ander belangrike ding is, dit wat hy voorbid, die Heilige Gees bid en intree vir ons in. En dit waarvoor hy intree, werk ten goeie mee vir ons, wat hom lief het. Dit werk ten goeie mee. As God maak ons konings en priesters in Christus. Openbaring 1 vers 6. Hy maak ons konings en priesters. Konings vir wat? Dat ek oor my vrou kan heers, my kinders kan heers. Nee. Dat ek oor sonde in my lewe kan heers. Dat ek sonde sal uitkry. Dis ons grootste geveg in die lewe, is of ons sonde uit ons lewens sal kry en uithou. Dat ons heilig sal lewe voor God. Romeine 12:1 sê, ek vermaan jou dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis jou redelike godsdiens. Jy offer jouself. Jy offer jouself. Ek dink ek het 'n versie oorgeslaan, ekskuus julle. Gaan net een terug onder die, een terug daar sy. As konings, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang het, in die lewe heers, deur een Jesus Christus. As konings heers ons oor sonde in ons lewens.
As priesters offer ons onsself. Ek lees weer vir ons Romeine 12:1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Jy gee jou lewe vir die Here. Jy lewe nie meer vir jouself, vir jou vrou of jou man of jou kinders of wat ook al nie. Jy lewe vir die Here. Hy behoort, ek en jy behoort aan hom. Hy het ons duur gekoop op die kruis met sy bloed. Romeine 13 vers 15, Hebreërs 13 vers 15, laat ons dan gedurig deur Christus aan God 'n lofoffer bring. Die vrug van ons lippe wat sy naam bely. Ek en jy offer onsself as priesters voor die Here. En ons gee hom 'n lofoffer. Ons prys sy naam. Ons lewe is 'n lofoffer vir hom. As hy na my en jou kyk, moet hy sien hoe heilig ons is. Daar's twee goed van heiligheid. Die een is, ons is reeds heilig verklaar deur God in Christus. Elke Sondag as ons die nagmaal bedien, dan sal ek die woorde sê van Hebreërs 10 vers 10, ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, once and for all. Vir altyd is ons heilig. Maar nou moet ons deur die Heilige Gees heilig lewe. Ons moet as konings heers en as priesters moet ons onsself offer. Heilig lewe. Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Natuurlik, ek het al bedien oor gebed. Jy moet vra volgens God se wil, is dit nie? Jy kan nie bid dat die Here my moet doodmaak nie. Dis nie sy wil nie. Maar jy kan bid dat die woord van God in jou lewe sal realiseer. Dit is sy wil. Wat is hierdie alles wat hy van praat? Hy praat daar van alles. Alles wat ek vra volgens sy wil. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Jou denke moet anders word. Jy moet anders te begin dink. Jy kan nie meer dink hoe sleg jou lewe is nie, en hoe swaar jy kry nie. Jy kan dit nie meer dink nie. Jy moet omdraai en jou oë op Jesus vestig en sê, maar ek is die geregtigheid van God in Christus. Ek behoort aan God. Ja, die goed sal kom, die aanvalle sal kom, die geestelike stryd bly daar. Maar ek fokus my oog op Jesus. Hy is die leidsman en volëinder van my geloof. Die woordjie beproef. Hy sê dit sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. God se wil is goed. God se wil is welgevallig. En God se wil is volmaak. En hy sê ons kan dit beproef. Nou kom ons kyk na die woordjie beproef vandag. Die woordjie is prove in Engels. To prove something. Om te beproef, te bevestig. Hy sê dit is om te ondersoek. Om die egtheid of geldigheid van iets te bevestig. Onthou, ons praat oor die wil van God. Ons beproef sy wil. Dis om sy wil te toets of te probeer. Ons het die reg of die voorreg om sy wil te toets, om volgens sy wil te wil lewe. Dis om die waarheid te demonstreer. As ek God se wil in my lewe het, dan demonstreer ek die waarheid van God in my lewe. Dis om iets te staaf of te motiveer. Ek hoop in my hart, glo ek, dat hierdie boodskap jou motiveer vandag en hoop vestig in jou hart. Dit wat kom hierdie week, vandag verder in hierdie res van jou lewe, dat jy hierdie woord in jou hart sal vestig. Dis om van die waarheid te getuig en te verklaar. Dit is wat proef beteken, beproef beteken. Nou wat wil ek vir jou sê vandag? Ek het 'n klomp pilare vasgemaak vanmôre.
Wat is dit wat ek vir jou wil sê? God beplan nie onheil teen ons nie. As jy die volgende skrifgie kan opsit, asseblief Almarie. Spreuke 3 vers 29. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Luister wat sê die Here hier, deur Salomo. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Ek kan nie onheil teen Almarie gaan bewerk nie. Sy bly dan vol vertroue by my. Die mense wat by my werk, ek kan hulle nie onheil teen hulle doen nie, want hulle werk dan vol vertroue by my. Kom ons kyk na die volgende een, dis die nuwe vertaling. Moenie kwaad teen iemand beplan, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Die volgende een, die boodskap, bly altyd in goeie verhouding met ander. Bly in goeie verhouding met ander, lewe vriendelik, lewe liefdevol. Moenie kwaad teen jou vriend beplan, terwyl hy jou vertrou nie. Hoekom sit ek hierdie skrif vir julle op? 3 verskillende vertalings. Want ek sit en ek berei voor so rukkie terug, en die Here herinner my aan hierdie skrif. En hy sê vir my, as jy op my woord kan staatmaak, en ek gee vir jou hierdie opdrag, dat jy geen onheil teen jou naaste moet hê, en dat terwyl hy vol vertroue op jou wag nie. Hoekom sal ek dit vir jou doen? Of teen jou doen? As die Here van my verwag, om mense wat op my vertrou, goed te doen, sal die Here, omdat ons op hom vertrou, goed doen. Hy bewerk nie onheil teen ons nie. As hy onheil teen ons gewerk het, was ons soos 'n muur wat ek dooddruk hier op die preekstoel. Hy bewerk nie onheil teen jou nie, teen my nie. Want ek en jy kan vol vertroue op die Here wees. En dit werk ten goeie vir ons, want hy is ons koning en Here. Sit vir my die volgende slide asseblief op, Almarie. Ek het hulle saam, ek hoop julle kan lees daar agter. Dis 3 skriffies, en hierdie is eintlik 'n ander preek, maar ek het gevoel ek wil hom graag as deel van my afsluiting vir jou gee vanmôre. Matteus 19 vers 26, ek het net die belangrike dele uitgehaal vir my punt wat ek wil maak. Matteus 19 vers 26 sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Alle dinge. En ons het reeds bevestig, dat alle dinge beteken alle goeie dinge. Ons het reeds nou bevestig, dat ons op God kan bly vertrou. Ons het reeds bevestig, dat hy gesweer het by hierdie woord. Markus 11:22, en Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Julle moet geloof in God hê. En Markus 9 vers 23, Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Nou kom ons kyk na daai 3 skriffies. By God is alle dinge moontlik. En jy moet geloof in God hê. So jy moet glo, dat alle dinge moontlik vir God is. Jy moet in God glo, jy moet in sy woord glo, jy moet vashou aan sy woord. Dan sê hy, as jy so kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat so glo. As ons hierdie woord vat van vandag, en ons vat hierdie bevestigings wat ek een na die ander vir jou gegee het vanmôre, kan ons nie anders as om geloof te hê in hierdie God waarvan ek praat nie. Is dit so? Amen. Kom ons som op. God is 'n goeie God en gee aan ons goeie gawes. Hy is 'n goeie God en gee aan ons goeie gawes. God gee ons sy woord en sy woord is die waarheid. Hy sweer by hierdie woord, dis die waarheid. Die verbond wat hy met ons gemaak het, sal hy nie verander nie.
Hy sal dit wat hy gesê het nie terugtrek nie. Sy beloftes wat hy vir ons gegee het, sal hy nie onttrek nie. Al sy beloftes in sy woord is ja en amen, in Christus tot verheerliking van God, deur ons. Die 6de in die woord sê, ons kan God se wil ken en beproef. Kom ek staan net weer 'n oomblik stil, ek het vergeet om dit nou te sê. Die verbond, die nuwe verbond, is die Nuwe Testament. Dis dieselfde ding. En ek het dit al gesê, ek gaan dit weer sê. As ek 'n testament het, ek maak 'n testament terwyl ek lewe. En ek hoop elkeen van julle het 'n testament, net so by the way. Want as jy nie 'n testament het nie, bly die ouens wat agter is in die moeilikheid. Maak seker jou testament is op datum. Nou as ek hierdie testament uitmaak terwyl ek lewe, wanneer tree hy in werking? Kom, wanneer tree 'n testament in werking? Wanneer ek doodgaan. En wanneer ek doodgaan, gaan almal daai testament kry. En sy gaan so 'n bietjie lees. Wat los ek vir? Die kinders gaan lees, wat los ek vir hulle? Die ander mense gaan wonder, kry hulle iets? Wat sal hulle maak met daai testament? Daar een kan op 'n rak gooi. Nou. Hulle sal hom bestudeer. Hulle sal gaan kyk, wat is daar binne vir hulle? Nou vra ek jou, hoe belangrik is jou testament, wat Jesus wat hom uitgemaak het, wat reeds gesterf het, en sy gees gestuur het, om daai testament te bevestig in jou en my lewe. Hoe belangrik is hierdie testament vir jou? Hoe belangrik is hierdie testament? Lees ons die ding. Lees ons die Bybel. Bid ons. Ek wil so glo. Ek wil nie dink ek sukkel nie ook met dit nie. Dit gaan met my ook baie keer of en dan lees ek die Bybel nie of ek kry nie gebid nie. Maar God is heilig, God is groot en hy is goed. As konings heers ons oor die sondige natuur en as priesters offer ons self aan God. God sorg beter vir ons as wat ons vir ons kinders sorg. God se woord is altyd suksesvol. God is altyd suksesvol. Altyd. Die duiwel het gedink, hy het Jesus verslaan op hy kruis. Maar God weet beter. Toe die duiwel sy oë uitvee, toe sien hy maar hy het alles verloor. Jesus het oorwin. Hy wat in my en jou is vandag, is groter as hy in die wêreld. Ons is meer as oorwinnaars in Christus wat ons liefhet. En ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. God se woord is suksesvol. Luister wat sê Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Die Here maak verklaring vanmôre. Hy sê so sal my woord wees wat ek sê. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie. Maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Het ek en jy die geloof, boeties en sissies, om dit te vat wat ek vanoggend gegee het? Is jy gedetermineerd genoeg om in oorwinning te lewe? Dan is hierdie woord vandag vir jou. En ek sal môre vir pastoor Andries stuur en vir jou gee, dat jy op die groep kry en dat jy weer hierdie goed gaan deurlees en weer gaan kyk wat sê die skrif. Ek glo vanoggend dis 'n woord wat God vir hierdie gemeente se mense gee en vir hulle wat op Facebook en YouTube kyk. Ek glo met my hele hart dis wat die Here vir ons sê vandag. Glo jy dit? Vat jy dit? Vat dit en lewe daarvolgens. As dit net hoe moeilik met jou gaan, as jy by die huis kom net en daar is nie 'n goeie bord kos nie, of daar is nie kos nie, wat gaan jy maak? Gaan jy weer begin kla? Of gaan jy na die Here toe draai en sê, Here, vertrou op U? Pastoor Andries het 'n woord gegee vir ons. Sê my kind, ek sien jou. Die Here sien elkeen van ons, hy ken ons harte deur en deur. Hy weet waardeur ons gaan.
Hy weet met wat is ons gekonfronteer. Maar hy is die oorwinnaar. En hy maak jou en my meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Glo jy dit? Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie. Baie dankie, Here. Ek eer U vanoggend dat U ons bewaar. Ek eer U vanoggend, Here, dat U my gehelp het om te preek. Dat my stem genees is. Ek eer U vir hierdie woord. En ek bid vir elkeen wat hierdie woord hoor. Here, verander hulle harte. Geef hulle daai die gedetermineerdheid om vir U te lewe, heilig te lewe, in oorwinning te lewe. En wat 'n omstandighede ons ook al nou in is, dat ons verby dit sal kyk en oor dit sal kyk en Jesus Christus sal raak sien as die leidsman en volëinder van ons geloof. Dankie vir U woord wat die waarheid is, dat U woord vir ons gegee het, dat U gesweer het by hierdie woord dat dit die waarheid is. Here, hoeveel meer wil ons dit hoor, voor ons dit sal glo. Help vir ons, Here, met te glo en te doen, en dit uit te lewe vir U eer. Ons loof en prys U naam. Ons loof en prys U naam. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons gou saam. Ek sien in die Gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. En loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. En loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuil en hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. En loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. En loof en prys hom, halleluja. Ons rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na voor, blaas basuine, slaan op dromme, en kom dans vir God se woord. Kom leef in die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. En loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. En loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom. En loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning.
koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Halleluja. Dankie koning Jesus. Dit was so besonder om vanoggend hier te wees. En mag die Here hier ryklik seën. Dankie pastoor Jaapie vir daai woord. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. Staan op sy beloftes, glo hom. Daai hoop moet op hom wees, vertroue moet op hom wees, geloof moet in hom wees, want sy woord sê dis hoe dit werk. En ons moet luister na sy woord. Prys die Here. Ek wil net vir julle sê, na die diens gou asseblief al ons 60+ wat deel wil wees van daai bederfdag. Dis 'n baie groot dag, dit gaan vir 'n hele klomp ure duur ook, omdat daar so baie is om te doen en waar jy bederf gaan word. As u nie een van daai goed wil doen nie, is dit ook fyn, kom net. Daar's 'n paar ander verrassings ook daai dag. So, dit gaan regtig iets besonders wees. En vir die sissies wat ook nog by die Vrouedag wil wees, Shamaine is hier voor. Kom ons buig net die hoofde. Here, dankie. U is 'n waarmaker van die woord. En die woord staan vas. En die woord is die waarheid. En Here, ons wil vashou aan die woord en doen wat die woord sê. Nie wat mense sê nie, nie wat kerke sê en predikante sê nie. Ons wil doen wat die woord, die Bybel vir ons sê. En ons wil dit toepas in ons lewe. Seën ons in hierdie week. Dankie dat u so getrou is. Ons bring u die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Die Here seën baie ryklik vir u. Baie dankie.